is ingeskakel op Impak en dis iets altyd baie aanskoulik om te sien. 'n Sterrereën is jaarliks 'n hoogtepunt in sterrekunde en vanjaar sal daar waarskynlik tot 150 meteoriete per uur gelewer word wat beskou word as een van die mees indrukwekkende geleenthede. Die reën bereik sy piek in mid-Desember, wat van môre en Vrydag te sien is. En vir meer hieroor sluit ons nou aan by Dr. Roan Steyn. Hy is 'n ruimtefisikus verbonde aan die Noordwes Universiteit. Goeiedag Roan. Goeiedag Estie. Wat maak hierdie sterrereën so besonders? Estie, hierdie sterrereën spesifiek is vir ons baie spesiaal. Daar's geweldig baie sterrereën geleenthede of meteorietstortings gedurende die jaar waarvan ons weet. Maar hierdie een is baie spesiaal vir twee redes. Die eerste een is omdat hy so duidelik is. 150 meteoriete per uur is 'n geweldige sterk meteorietstorting of sterrereën. En hy word ook elke jaar sterker as gevolg van die deeltjies wat nader aan die aarde getrek word deur Jupiter se gravitasie. Wat hom ook nogal uniek maak is die feit dat meeste van die sterrereëngeleenthede wat ons sien deur die loop van die jaar is as gevolg van die deeltjies wat afgebreek het van 'n komeet. Maar hierdie spesifieke tweeling sterrereën of die tweeling meteorietstorting wat uit die tweeling konstellasie uitkom, is as gevolg van deeltjies wat van 'n asteroïde afgebreek het. En dit maak dit baie interessant, want dit beteken dat daar's ook verskillende kleure. Daai asteroïde bestaan uit sodium en kalsium en kalium en allerlei interessante elemente, en as gevolg daarvan kan hierdie verskietende sterre, as dit ware, soos wat dit in die volksmond bekend staan, kan dan verskillende kleure ook wees. 'n Sterrereën is ook so 'n mooi beskrywing, soos 'n sterrereën van verskietende sterre. Wat is die beste tye en plekke in Suid-Afrika wat ons dit regtig sal goed kan sien, Roan? Okay, so die heel eerste ding is, mens moet maar gaan waar dit baie donker is. Natuurlik in Suid-Afrika moet mense altyd maar kyk of waar dit veilig is. So mense wil buite kan die stad se ligte uitkom, en dan moet 'n mens kyk na so middernag tussen 13 en 14 Desember of middernag tussen 14 en 15 Desember. Mens moet in die rigting van die tweeling konstellasie kyk, so dis so noord-noordwes, 25 grade bo die horison teen middernag. So 25 grade bo die horison is nie vreeslik hoog nie. Die ander uitdaging is dat ons sit ook met 'n volmaan wat die 15 Desember plaasvind. Die sogenaamde Springbok volmaan. Nou dit maak dat dit ongelukkig is die hemelruim dan nogal redelik helder. So mens sal moet net kyk hoe mens watse rigting 'n mens kyk en hoe 'n mens kan probeer kyk om nie in die maan vas te kyk nie, maar wel 'n mens se oë te probeer regkry vir die donkerte van waar die tweeling konstellasie is. Maar so eerstens, mens moet dit moet baie donker wees. Gelukkig teen 150 meteoriete per uur behoort 'n mens ten minste, selfs al is dit die helfte daarvan, as mens die helfte daarvan kan wegvat as gevolg van die helderheid van die maan, is dit nog steeds 'n indrukwekkende skouspel waarna mense kan uitsien. Nou, as mens nou 'n foto wil neem, dis nie sommer nie. Hoe kan amateursterrekundiges die reën die beste dokumenteer of fotografeer? Is daar enige wenke, spesiale toerusting nodig? Gelukkig vandag se slimfone is pyk om hierdie tipe goeders ook te doen. So die groot ding gaan maar wees dat 'n mens 'n lang periode foto wil neem, soos in Engels praat hulle van 'n long exposure foto. Mens wil graag hê daai oog van die kamera moet so lank as moontlik oop bly, en sodat wanneer daai verskietende ster in aanhalingstekens dan nou verskiet, dat 'n mens nou daai streek oor die foto sal kan kry. So dit is eintlik glad nie so moeilik om dit wel af te neem nie. As 'n mens 'n spesifieke eienskappe wil gaan raaklees, soos wat die ISO nommer moet wees en wat die exposure spesifiek moet wees, dit is dan baie maklik wat 'n mens dit vinnig net kan Google. Oor duisende mense wil die afgelope paar jaar ook probeer het. Roan, die nuusspan het ook nou vir my 'n foto gestuur van so baie imposante dier daar. Jy saai uit vandag, jy praat met ons vanaf die Royal Astronomical Society in die hoofkantore daar by Londen. Wat word alles daar bespreek, is baie opwindend.
Ja, ek is op hierdie oomblik is ek by die Royal Astronomical Society in Londen, het vanoggend geland hierso. Ons is hierdie week is ek hierso om 'n klomp vergaderings by te woon aangaande nuwe projekte en missies wat NASA en die ESA, die Europese Ruimteagentskap, by betrokke is om spesifiek Jupiter en Jupiter se maan Io of Io in Engels beter te leer ken, en ek is dan 'n deel van hierdie sprekings vir die volgende week. Baie bevoorreg en baie interessant om saam met hierdie mense te kan vergader. Dit is baie opwindend. Dankie dat jy Suid-Afrika daar verteenwoordig. As mense op hoogte wil bly van alles wat jy daar doen en die navorsing en nou die sterrereën, ek weet hulle kan sterre toe gaan met jou Facebook. Inderdaad, nee. Letterlik. Hulle kan sterre toe gaan, letterlik. Die Facebookblad is daarso, en ek plaas enigiets wat interessant is, ruimtenuus in Afrikaans, daarso by sterre toe. Baie dankie. Dit is Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Noordwes Universiteit.